Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Levitikus 5. In vers 1 sien ons dat dit bloot nie genoeg was om nie net sonde te pleeg nie, maar wanneer jy geweet het dat iemand sonde gepleeg het en niks daaraan gedoen het nie, is jy ook skuldig bevind. Ons kan dus sê dat dit nie genoeg was om nie leuns te vertel nie. God het van die volk vereis om ten alle tye die waarheid te verkondig. Vandag tel hierdie beginsel steeds vir ons. Ons moet ten alle tye getuig van die waarheid, en dit is Jesus Christus. In vers 3 lees ons: As iemand in kontak kom met enige bron van menslike onreinheid, selfs al weet hy nie dat dit onrein gemaak is nie, sal hy as skuldig gereken word sodra hy daarvan bewus word. Dit beteken egter nie dat die skuld van sonde eers begin nadat jy dit besef het nie. Jy is skuldig sodra jy sonde pleeg. Maar wanneer jy bewus word van sonde in jou lewe, moet jy die verantwoordelikheid neem om dit na God toe te bring. In vers 4 lees ons: As iemand oorhaastig 'n eed van enige soort aflê, of dit nou vir 'n goeie of slegte doel is, sal hy as skuldig gereken word, selfs al was hy nie ten volle bewus wat hy besig was om te doen nie. David Guzik verduidelik dit as volg: A careless promise was still a promise before the Lord and had to be observed. If that promise was not kept, it had to be atoned for by a sin offering. Verder sien ons in vers 5 dat as enige iemand bewus word van hierdie sonde, van hierdie skuld, moet hulle daarvan bely. En om oor jou sonde te bely, beteken dat jy saam met God stem dat sonde verkeerd was. Die Hebreëse woord vir bely is hitpayel, en dit het 2 betekenisse. Die eerste ene is om iets te ontbloot of te openbaar, en die tweede betekenis is om lofprysing te gee. Dus, wanneer ons sondes bely en dit blootstel aan God, gee ons aan hom lofprysing. Wanneer ons verder lees, in verse 8 tot 10, sien ons dat die sondeoffer eers gedoen was, voordat die brandoffer gedoen was. Dit beeld vir ons uit, dat na die sonde bely is en die sondeoffer gedoen is daar vernuwing met die brandoffer. Wanneer ons verder in hierdie hoofstuk lees, sien ons dat die reiniging van sondes vir almal beskikbaar was. Dit was nie net vir die ryk mense beskikbaar nie, en dit was ook nie net vir die arme mense beskikbaar nie. Dit was vir almal beskikbaar. Om die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk saam te vat, haal ek graag Charles Spurgeon aan. Ignorance of the law of God is itself a breach of law, since we are bidden to know and remember it. Selfs al het mens gesondig, en dit was onopsetlik, het jy oortree teenoor die Here. Maar, hier kom die draaipunt. Wanneer jy in opregtheid na God toe gaan, sal sy Gees jou die wysheid gee om te bekeer, en hy sal versoening en herstelling bring. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.